op 50-50 vanaand. In the late 1960s, the virus was isolated and the disease was given the name hepatitis B. Today, the disease is particularly prevalent in developing countries in the Far East, Asia and Africa. Teen laatmiddag begin Andrew om die nagtelike bewegings van sy konyne wat die halsbandsenders dra te monitor. Hiervoor het hy 8 monitorpunte opgestel. Goeienaand, welkom by 50-50. Ja, die winter is op hande. Daar's baie mense wat voorspel dit gaan die koudste winter in mense geheugenis wees. Ons hoop hulle is verkeerd. In ieder geval, vir my is een van die mooiste tye van die jaar. Ons het verlede week met die Springkaan-program in die Karoo gaan kuier. Die eerste program vanaand neem ons weer terug na daardie dorre landdeel met sy unieke diere. Die mees bedreigde soogdier in Suid-Afrika is 'n skaam Karoo diertjie, die oeverkonyn, waarvan daar slegs 'n geskatte 300 oor is. Die oeverkonyn kom uitsluitlik aan die oewers van Karoo riviere voor en die onlangse swaar reëns het kommer laat ontstaan dat daar selfs minder as die geskatte 300 van die skaarsdiertjies oor is. Hy kom slegs aan 'n beperkte gebied van die Groot Karoo tussen Kalvinia, Carnarvon, Beaufort Wes en Sutherland voor. Soos byvoorbeeld aan die oewers van die Sout, Brak en Sakriviere. Dit is maar onlangs dat 'n intensiewe navorsingsprojek oor die oeverkonyn geborg is deur die Natuurlewe Vereniging. Ons kyk vanaand na die werke wat Andrew Duthie die afgelope 3 jaar op hierdie skugte diertjie gedoen het. In die dorre boesem van die oeroue Karoo skuil een van die wêreld se mees bedreigde soogdiere. 'n Geheimsinnige afstammeling van 'n primitiewe konyn. 'n Diertjie wat so goed in die harde baard van die Karoo kon wegkruip, dat daar tot 'n rukkie gelede gedink is dat hy klaar uitgesterf het. Hy is die oeverkonyn, 'n skaamknap wat sy tuiste aan die oewers van die suiwige Karoo riviere skep. Daar is nou maar net so wat 300 van hulle oor. Omtrent 3 jaar gelede het Andrew Duthie, 'n tikkie student, begin met navorsing oor die skaarskonyn. Die meeste van die werk is gedoen op die plaas Klipgat in die Victoria Wes distrik. Andrew het toe maar nog bitter min van die oeverkonyn af geweet. Vir sy MSc graad moes hy al die geheime van die diertjie uitsniffel. Met dapper en stapper kon hy geen konyn opspoor nie. Maar hy het weldra agtergekom 'n perd is net die regte ding. Van die perd se rug af kon hy die konyn goue raak sien en volg. Die uitgestrektheid van Victoria Wes se wêreld bemoeilik die soeke na die baie skaars konyn. Boonop is die knaap 'n nagdier. In die hitte van die dag verroer hy geen lid nie. Daarom begin Andrew eers laatmiddag, wanneer die konyn begin rondloop. Dis gewoonlik nie lank nie, of konyn se kind kom wys hakskiene. Andrew moes 'n paar konyne vang, en dit het nogal kopkrap gekos. So iets is nog nooit gedoen nie. Hy het gesien dat die konyn bedags meesal net in een gat wegkruip. Hy het ook opgelet dat die konyn elke keer as hy die hasepad kies, dieselfde paadjie uit die skuiling volg. Die ontsnappingsroete van elke konyn is gemerk. En net hier het die antwoord gelê. So kon hy vasstel waar hy sy lokval moes stel. Nou voor dag is die hulp van 'n span plaaswerkers opgekommandeer. Op die dag moes daar konyn gevang word. Die oeverkonyn, in die volksmond ook bekend as ponthaas, was eers vir 'n haas aangesien wat in rotsagtige rande bly. Ook die dat daar vroeër gedink is, het uitgesterf, want almal het in die rande loop soek na hom. Deels hieroor is daar min bekend oor die oeverkonyn.
Wat nog van hoe om hom te vang? Die manne was besig met baanbrekerswerk. Andrew het 3 vangnette dwars oor die konyn se afgemerkte ontsnappingsroete gespan en gehoop vir die beste. Toe daar in 1981 probeer was om die gladde kaland te vang, is daar vir 3 weke met 'n 4-wiel aangedrewe voertuig gespook om 'n enkele konyn te vang. Die keer werk dinge anders. Andrew bly op sy perd, sodat hy vinnig kan keer as die konyn sy jakkalsdraaie wil maak. Die span moes die konyn met 'n lawaai uit sy lêplek ry, maar hulle moet versigtig wees, want hierdie diertjies kan maklik van die skrik doodgaan. As die konyn eers onder oog kom, moet daar vinnig opgetree word om hom ongedeerd in die hande te probeer kry. Daar moet nou gou gespeel word om die eksentrieke knappie se belangrikste lewensfeite te kry en 'n halsbandsender om sy nek te sit. Op die oog af is daar min verskille tussen mannetjies en wyfies. Die wyfie is soms swaarder. Hierdie een was 'n mannetjie. Die halsbandsender word om sy nek gesit sodat sy bewegings gemonitor kan word. Andrew hoop om so meer te leer van die geheimsinnige dier se gewoontes. Omtrent alles van die konyn word gemeet. Verwarring oor die lengte van sy ore en agterpote het destyds, toe die oeverkonyn in 1902 die eerste keer ontdek is, daartoe gelei dat hy as haas geklassifiseer is. En vandag nog is daar baie raaisels wat opgelos moet word. Voor Andrew hom weer loslaat, moet hy 'n glikose-inspuiting kry. Tydens die vangproses, in die hitte van die dag, verbrand hy baie energie. Die glikose help die konyn om vinniger te herstel, sodat hy die trauma van die vangery kan oorleef. Waarom die oeverkonyn net op 'n paar plekke in die Karoo voorkom, is ook nog 'n raaisel. Het dit dalk iets met sy eetgewoontes te doen? Om 'n antwoord hiervoor te kry, neem Andrew monsters van al die plante wat in die konyn se loopgebied voorkom. Terug in die laboratorium by Tukkies in Pretoria, probeer hy dan vasstel watter soort plante die konyn verkies. Mismonsters van die konyn word ook ontleed. Die reste van plante wat in die mismonsters voorkom, word dan vergelyk met die plantmonsters wat hy versamel het. So kan hy dan sien wat die konyn eet en wat hy nie eet nie.